Goeiemôre, liewe broer en suster. Welkom vanoggend die vriende vir die volgende paar Sondae. Dink ons saam oor ons gemeente se jaar tema saam bou ons op God. Met hierdie tema wil ons graag die vraag vra: hoe leef ons as koninkryksmense wat soos die wyse man in Jesus se bergrede, hier aan die einde van sy bergrede, sy huis op 'n stewige fondasie van geloof bou. Dit wil ons graag doen sodat ons huisies kan bly staan wanneer daar allerlei storms en van verskillende windrigtings afkom om ons te beproef. Ons fokus hier is nie noodwendig net op die fondasie self nie. Ons wil eintlik weet, hoe lyk hierdie huis wat op hierdie fondasie staan? Ons wil deur elke vertrek van hierdie huis stap en in elke vertrek stil staan en vir onsself vra, wat beteken hierdie vertrek in hierdie huis van ons wat op hierdie stewige fondasie van geloof staan? Verlede week het ons op die voorstoep voor die voordeur tot stilstand gekom. Ons het daar gedink wat die voordeur vir ons beteken en ons het die drempel oorgetrap en in die huis ingestap. Daar het ons saam gedink oor die drempel oomblikke van die lewe, die nuwe fases waar nuwe dinge met ons gebeur en hoe ons herinneringe van dit wat binne in die huis gebeur, ons anker word vir die nuwe goed wat vir ons voorlê. Vandag stap ons 'n klein bietjie dieper in die huis en ons stap na die eetkamer toe en daar sien ons die eetkamertafel. Terwyl ons so in die eetkamer staan en ons kyk na die tafel, wil ek vanoggend by jou hoor, wat beteken jou eetkamertafel vir jou? Nou ek weet daar is party gesinne wat die gewoonte het om eerder om 'n tafel in die kombuis te kuier. So as dit jou gewoonte in jou huisgesin is, dan dink jy nou vanoggend aan jou kombuistafel, maar kom ons hoor bietjie, wat gebeur alles rondom 'n tafel in ons huis? Wat gebeur rondom jou tafel? Jy bid? Eet? Jy raak versadig. Jy speel bordspeletjies. Gesels oor die dag se gebeure. Ja. Daar vind 'n bietjie wat opvoeding plaas, nê? Rian, leer jou kinders maniere, sê hy. Goed, ons hoor vanoggend dat 'n tafel nie net 'n meubelstuk is wat ons gebruik om by te sit om te eet nie. 'n Tafel is waar ons herinneringe deel, daar waar ons verjaarsdagkersies doodblaas. 'n Tafel is vir baie van ons 'n bymekaar kom plek na 'n lang dag, waar elkeen van ons in ons eie rigting geskiet het, dan kom ons weer terug. Ons word daar geanker. Tafel is waar ons met ons kinders gesels, waar ons na mekaar luister, waar ons leer om dankie te sê, waar ons groot nuus met mekaar deel. 'n Tafel is soms ook die plek waar ons die moeilike gesprekke met mekaar moet voer. Dis waar ons herinneringe maak. Wanneer ons so deur die Bybel blaai, dan kry ons baie verhale waar mense mekaar om 'n tafel ontmoet. En dit is amper asof daar reg deur die Bybel hierdie motief is, waar ongelooflik baie van God se vormingswerk vir gelowiges rondom 'n tafel gebeur. Die Bybelse verhaal is so van begin tot einde by hierdie motief ingesluit. Die verhaal begin amper met 'n tragiese maaltyd, waar Adam en Eva aan die appel eet in Genesis 3. En dan word dit afgesluit hier in Openbaring 19, waar daar 'n groot feesmaal vir die mense van God voorberei word. Intussenin sien ons oor en oor hoe God mense ontmoet rondom tafels en daar hulle vorm en herstel en van hulle 'n volk maak wat vir God lief is. Die evangelieskrywer Lukas wil graag ook sy stem laat hoor in hierdie motief,
Soveel so dat hy 'n hele hoofstuk skryf wat gaan oor ontmoetings rondom 'n tafel. In Lukas 14 begin hy hier in die eerste verse al om vir ons die toneel te skets. Nou Jesus is hier in sy verhaal onderweg na Jerusalem toe, om daar waar die Paasgebeure nou moet gebeur, en dan op sy reis is hy besig om vir mense te vertel hoe lyk die koninkryk van God. Hy wil hulle leer wat moet 'n mens alles weet van die koninkryk, hoe lyk die lewe van iemand wat 'n burger is van hierdie koninkryk. En in een van hierdie leergeleenthede gaan hy aan huis by 'n vooraanstaande fariseer om by hom te gaan eet. En dit word vir ons dan uit hierdie teks uit duidelik dat daar nogal baie gaste by hierdie feesmaal, by hierdie fariseer aansit. En Jesus sien hierdie as 'n baie mooi leergeleentheid, wat hy hierdie mense dan kan toespreek en vir hulle kan vertel hoe lyk die koninkryk van God. Hy gebruik iets wat hierdie gaste baie goed sal verstaan. Hulle gewoontes en gebruike om saam om 'n tafel te sit en te eet, om vir hulle iets te leer van God se koninkryk. So kom ons lees saam uit Lukas 14 van vers 15 af. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem." Toe sê Jesus vir hom: "Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom: Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n Ander een sê: Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê: Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf sê: Meneer, die opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan wees. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Ons lees tot sover. Wanneer ons mense nooi om by ons te kom eet en saam met ons om 'n tafel by mekaar te kom, dan doen ons dit omdat ons hulle geselskap geniet. En omdat daar oor jare heen dalk goeie vriendskappe ontwikkel het wat hierdie saamkuier rondom 'n tafel vir ons spesiaal maak. Of dis die mense, jou familie wat deel is van jou lewe, wat saam met jou om hierdie tafel by mekaar kom. Maar in Jesus se tyd het mense 'n klein bietjie anders te gedink oor 'n tafel. In die antieke wêreld het die uitnodiging na en die saamkoms om 'n tafel baie meer gegaan oor die status wat jy hou in die samelewing. Wie saam met jou geëet het iets van jou plek in die samelewing en waar jy inpas vir mense vertel. Mense het geweet wie die invloedrykes is, wie die belangrike families is en wie almal saam behoort. En wanneer iemand jou genooi het dit 10-1 oor jou assosiasie met hulle gegaan. En wat daardie persoon kan baat om jou te nooi en met jou geassosieer te word. 'n Uitnodiging was ook nie altyd onvoorwaardelik nie. Ons nooi mos baie keer vir mekaar en dan sê ons: Ag, kom kuier net, bring net wat jy wil, of moenie eers iets bring nie, kom sit, kom kuier net saam en ons verwag nie noodwendig dat daai persoon ons weer moet nooi nie.
In die antieke wêreld het die mense geweet, ek nooi jou en jy weet dat ek iets van jou verwag. Ek nooi jou om by my te kom eet, maar jy weet eintlik waaroor dit gaan. Daar is iets daarin vir my ook, as jy by my kom eet. Al is dit net jou loyaliteit wat jy vir my gaan gee, wanneer jy ergens in die openbaar weer loop om vir mense te vertel hoe oulik ek was, dat ek jou genooi het. As jy opdaag vir hierdie ete, dan weet die mense in die openbaar ons assosieer met mekaar. Daarom was 'n tafel baie meer vir hulle as net 'n plek om kos te bedien. Dit was 'n plek waar mense hulle plek in die wêreld gevind het. En dit is ook hoekom dit so radikaal was vir Jesus om aan tafel te sit saam met tollenaars en sondaars. Want volgens hierdie gebruik het hy deur sy aksies gekommunikeer dat hy met hierdie mense assosieer, dat hy homself sien as deel van hulle groep. Dit is interessant dat Jesus juis dan in hierdie omstandighede, waar hy by hierdie gesiene fariseer aan tafel sit, dan hierdie gelykenis vertel. Nou ons weet mos nou die fariseërs, ons ken hierdie karakter in die Bybel, ons weet wat hulle rol was en die rol wat hulle gespeel het in Jesus se verhaal. Hulle was 'n groep uit die Joodse geloof gewees wat hulle self gesien het as mense wat die lewe reg kry, wat alles goed kan doen, wat die wet en die profete baie goed ken en dit straks navolg. Hulle was ook nie vreeslike groot aanhangers van Jesus gewees nie, omdat hy juis sulke goed gedoen het soos om homself by sondaars en tollenaars te skaar. Inteendeel het hulle hom eintlik as 'n baie groot bedreiging gesien vir dit waarin hulle glo. Ek wonder of hierdie vooraanstaande fariseer wie Jesus vir ete uitgenooi het, nie dalk gedink het as hy vir Jesus nooi, dan gaan hy Jesus se loyaliteit wen, om hom so half deur assosiasie net te help om die regte ding te doen. En dan is dit interessant hoe Jesus juis in hierdie omstandighede dan hierdie gebruik wil kritiseer. Hoe ons met mekaar assosieer rondom 'n tafel. Daar is baie gaste in hierdie toneel en almal kyk rond om te kyk wie sit waar, wie het die ereplek gekry om langs die gasheer te sit en wie sit daar om die draai by die tafel wat ons amper nie sien. Mense let op wie's genooi en almal verstaan hierdie ongeskrewe reël van die dag. En dan vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis wat hulle hele wêreld op sy kop gooi. In hierdie gelykenis is daar 'n man wat 'n groot feesmaal voorberei. En soos dit die gebruik is van daardie tyd, dan stuur jy 'n boodskapper uit om vir die mense, jou gaste dan te sê, hier is hierdie geleentheid en jy is op my gastelys. Ek wil hê jy moet kom en saam met my hierdie maaltyd geniet. Dan sou die gasheer eers al die voorbereidings getref het en alles reggemaak het en seker gemaak het dat sy tafel gedek is en die kos uitgepak is vir almal om dan te kom aansit. En die tweede uitnodiging kom dan om te sê, kom, alles is gereed. En daardie uitnodiging is dan die uitnodiging waarop jy antwoord. Ek hou nogal van hierdie woorde, kom, alles is gereed. Daar is iets verwelkomend en ruim aan die beeld wat dit skep. Die tafel wat gedek is, die stoele wat reg staan, al die kos is reg om te begin. 'n Mens kan net kom aansit en kom geniet. Maar in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, maak die verhaal dan 'n baie interessante wending. Die gaste wat genooi is, stuur dan hierdie gasheer se slaaf terug na hom toe met die allerhande verskonings wat hulle aanbied, hoekom hulle nie hierdie feesmaal kan bywoon nie.
Die teksgedeelte vertel net vir ons van 3 verskonings, maar ons kry die idee dat almal wat genooi is, op 'n manier verskoning maak, dat niemand opdaag nie. En dan stuur hierdie gasheer weer sy dienskneg in en hy gaan sê, gaan haal vir my die ongewone gaste. Die mense wat mense nou regtig nie dink sal pas by so 'n groot feesmaal nie. Hulle het in elk geval niks om na die tafel toe te bring nie. Hulle kan niks teruggee aan hierdie gasheer in ruil vir sy gasvryheid nie. Hulle kan nie eers sy status in die samelewing verhoog nie, want hulle het self geen status. Wat wil Jesus dan met hierdie gelykenis kommunikeer? Kom ons kyk gou weer wat het aanleiding gegee tot hierdie gelykenis. Ons sleutel lê in vers 15 en ek wil dit graag weer vir jou lees. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Ons hou dit in gedagte dat Jesus nou nog onderweg is na Jerusalem toe, daar waar die Paasgebeure gaan afspeel, en op hierdie reis leer hy sy volgelinge oor hoe die koninkryk van God lyk en hoe 'n mens optree. En dan maak 'n man in so 'n leeromstandighede die opmerking dat daar 'n maaltyd in die koninkryk van God gaan wees. En dit gee dan aanleiding tot Jesus se gelykenis. So Jesus wil deur hierdie gelykenis ons lei om iets te besef oor hoe God se koninkryk werk. Hoe God se genade ons uitnodiging word om by God se tafel te kom sit sonder dat ons enige iets na die tafel toe kan bring. Ek wonder of dit iets is wat ons maklik kan begryp. Of ons in ons moderne verstaan van die samelewing, hoe ons geleer word om te soeg en te werk vir alles wat ons wil hê, werklik nog kan besef wat is die waarde daarvan om na 'n tafel toe te kom sonder om iets na die tafel toe te bring. Ons word van jongs af geleer om te presteer. Gaan woon net enige skool se oop dag by en dan sal jy sien wat is die dinge wat ons daar hoor. Ons hoor daar, kyk hoe wonderlik is ons, kyk wat kon ons vermag. Word deel van ons en dan kry jy deel van hierdie spogbeeld wat ons die wêreld instuur. Kyk na enige bemarkingsveldtog wat jou wil oortuig dat jy nie sonder 'n bepaalde produk kan leef nie. Jy moet dit hê, sonder dit pas jy nie in nie. En dan werk ons hard. Ons maak partykeer skuld selfs om dit te kry. Kyk na die inhoud van sosiale media wat vir ons gevoer word. Dis vol influencers, of hoor ek nou die dag noem hulle smaakmakers. Vol smaakmakers wat se hele beroep en modus operandi is om vir ons te sê hoe ons moet leef, om ons denkwyse te beïnvloed. Kan ons nog werklik vir mekaar sê dat ons weet wat dit beteken om 'n plek by God se tafel te hê sonder dat ons enige iets na die tafel toe kan bring? Ek wil dit dalk net sê dat ek nie hierdeur probeer om harde werk af te maak of om sleg te sê nie. Dis goed om gemotiveerd te wees en om 'n doel te hê en iets te hê waarna toe jy streef. Maar die grootste uitdaging vir ons as gelowiges vandag wat in hierdie gejaagde wêreld werk, is om 'n balans te vind. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer begin my ywerigheid my lewe so insluk en ek kom dit nie eens agter nie? Wanneer begin die dinge wat vir my belangrik moet wees in die koninkryk van God verdring in my gejaag om in te pas in hierdie wêreld? Hoeveel van ons het nie al die verskonings gebruik nie? As ek net hierdie projek afhandel, dan sal ek dinge 'n klein bietjie rustiger vat. Ek kan asemhaal wanneer die eksamen verby is.
Ek sal tyd maak vir my gesin wanneer hierdie volgende besige seisoen in my lewe verby is. Ek sal weer 'n bietjie moeite begin doen met my geloof en Bybel lees wanneer dinge rustiger raak. Maar die hartseer van al hierdie verskonings is dat die volgende groot ding net om die draai vir ons wag. Dit wag reeds daar en om jou aandag te vra. As ons net kyk na die verskonings wat die gaste van hierdie gasheer vir hom aangebied het, dan is dit eintlik maar geldige verskonings. Ek moet gaan werk, ek moet seker maak my kudde is okay, ek is getroud, my familie is nou vir my belangrik. Ons eie verskonings kan soms ook geldig wees. Maar wanneer besef ons dat genoeg werklik genoeg is? Ek dink die Here weet ons sukkel met dit. Daarom gee hy vir ons die tafel van genade. Die tafel van genade leer ons hoe om te ontvang sonder om te soeg en te sweet. Dit leer ons om te rus in God se liefde en in sy voorsiening. In die eerste plek leer dit ons om te leef vanuit die wete dat ons reeds aan God behoort. Dat hy ons sy kinders maak, dat ons aan die kruis kan sien waar God se genade in hierdie wêreld inspoel en ons sy kinders is. Ons het nie nodig om 'n plek aan hierdie tafel te verdien nie. Ek dink op 'n meer praktiese vlak moet die tafels waarby ons sit in ons alledaagse lewe ons juis aan dit herinner. Ek dink vir huisgesinne waar daar nog kinders geloofsvorming plaasvind, is die etenstafel een van die belangrikste hulpmiddels wat jy as 'n ouer het om vir jou kind iets van God se genade te kan leer. Omdat dit een van die plekke is waar geloof tasbaar word, waar 'n kind kan weet ek kan kom aansit en ek het nie maandag tot Vrydag opgestaan om geld te verdien vir hierdie kos nie. Ek het dalk heel waarskynlik nie eers gehelp met die voorbereiding nie. Ek het nie nodig gehad om eers myself te bewys en te presteer voordat ek kan deelneem aan hierdie ete nie. Tafel van genade is so 'n wonderlike oomblik om vir ons kinders te leer van God se genade, nie net in groot geloofsprekke nie, maar in die gewone oomblikke waar mens tyd maak vir mekaar, waar ons doelbewus aan mekaar kan kommunikeer dat hierdie tyd sit ek uit om te luister na jou. Dis 'n ruimte waar ons kan asemhaal, waar ons dankbaarheid met mekaar kan deel, waar ons kan onthou dat ons mense vir ons belangriker is as 'n besige skedule. Ek wonder hoe baie van ons huise sou verander het as die tafel weer 'n plek van teenwoordigheid geword het. 'n Plek waar mense mekaar sien en weer onthou dat ons saam aan mekaar behoort. En dis graag die uitnodiging wat ek aan jou wil rig, om aan tafel ten minste een keer 'n week by mekaar te kom en net te hoor, waar het jy in hierdie week die Here in jou lewe raak gesien? Wat is die dinge wat jou dalk ongemaklik maak in jou hart, waarmee jy worstel? Kom ons gesels daaroor. Hoe kan ons jou daarmee help? Wat maak jou opgewonde nou in jou lewe? Want uiteindelik dink ek is dit wat God se uitnodiging na sy tafel toe is. Dit vorm ons en leer ons hoe sy genade smaak. Dit leer ons dat ons waarde dieper lê in ons prestasies en in ons produktiwiteit. Dit leer ons dat daar ruimte is om eenvoudig net kind van God te wees. Dalk is dit een van die belangrikste geskenke wat ons ook aan ons huismense kan gee, saam met wie ons woon. Dat hulle in ons teenwoordigheid iets van God se genade kan beleef. Dat hulle weet, hulle word gesien,
en dat daar altyd vir hulle plek en tyd is in ons lewe. Vanoggend hoor ons weer hierdie uitnodiging na God se tafel toe. Kom, alles is gereed. En soos wat ons die nagmaal gaan vier, dan onthou ons ook Jesus se kruiswoorde waar hy alles vir ons kom voorberei het om by hierdie tafel te kom sit. Ons hoor sy kruiswoorde waar hy sê, dit is volbring. Kom, alles is gereed. En ons kom sit aan by hierdie tafel van genade, net soos ons is, as God se kinders. Ons gaan nou begin om die tafel voor te berei, terwyl ons 'n lied sing, ons sing daarom, terwyl die kerkraad na voor kom, en ek wil ook dan die mense nooi, wat saam met my hier voor by die tafel gaan sit, om ook vorentoe te kom. Liewe broer en suster, dis vir ons vanoggend 'n voorreg om aan tafel te sit as broers en susters in Christus. Ek hou aan julle die nagmaalsformulier voor. Die nagmaal is 'n teken dat God die wêreld eerste lief gehad het. So lief gehad het dat hy mens geword het om sy liefde in hierdie deurmekaar wêreld sigbaar te maak. Sy groot teken van sy liefde is sy versoeningsdood aan die kruis. En God nooi sy geloofsgemeenskap uit om deel te neem aan hierdie verbondsmaaltyd ter nagedagtenis van hierdie groot liefde. Aan die tafel dink ons na oor God se teken van sy groot liefde, ook die sleg, hoe sy groot teken van liefde ook die sleg van hierdie wêreld oorwin, dat ons met hom 'n verhouding kan hê, dat niks ons van hom kan skei nie, en dat ons sy liefde en genade kan ken. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelvader, ons dank U vir Jesus Christus wat met sy liggaam gekruisig is en sy bloed wat vergiet is om ons met die ewige lewe te voed en te versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn sal vaskleef nie, Here, maar dat ons harte sal ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan U regterhand is.
Here, dat daar deur die werking van die Heilige Gees ook ons geloof versterk sal word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van U naam. Hoor ons as ons saam met die hele liggaam van Christus wêreldwyd bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook hier op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gebreek is. Neem, eet en dink daaraan dat sy liggaam gebreek het tot volkome versoening van ons sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap wat ons het met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons vergiet is tot volkome versoening van ons sondes. Here ons God, dankie dat ons vandag weer uit U hand uit kan ontvang. Dankie vir U liefde wat ons dra, ook in die dae wanneer ons moeg is, bekommerd is, of onseker voel oor wat die pad vir ons vorentoe gaan inhou. Leer ons om nader aan U en nader aan mekaar te leef, Here. Gee dat ons huise plekke sal wees waar daar vrede, geduld en begrip groei. Help ons om mekaar raak te sien en na mekaar te luister, Here, en met oop harte saam te leef. Ons bring vanoggend ook die mense na U toe wat swaar kry, Here, wat alleen voel, wat siek is, wat met groot uitdagings worstel. Leer ons om hulle vas te hou, Here. Lei ons na hulle toe. En hou U hulle self ook vas, sodat hulle U nabyheid kan beleef. Gaan nou saam met ons hierdie week in, Here. Gee vir ons die wysheid vir ons besluite, die krag vir ons werk, Here, maar bovenal die rus vir ons harte. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, kom ons staan en dan bely ons saam dat ons verseker weet dat ons deel is van die Here se familie en dat hy sy genade ook vir ons onvoorwaardelik gee. Ons staan en dan sing ons 2 verse van Ek weet verseker. Jesus is hier, hy het my so
ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.